Ek is PC Pretorius van Morletta Kerk en vandag gesels ons bietjie oor invloed. Elkeen van ons maak elke dag 'n merk op mense. Ons moet meer begin introspeksie doen en te kyk, wat is die merk wat ons op mense se lewens laat? Want jy moet weet jy het 'n invloed. Jy het 'n positiewe of 'n negatiewe impak. As jy 'n glas water drink en iemand gooi 'n paar druppels suurlemoensap daarin, gaan jy dadelik die verskil agterkom. Jesus het in die woord van die Here ook sulke beelde en metafore gebruik om invloed te verduidelik. Hy het vir ons gesê in Matteus 5, julle is die sout van die aarde en die lig vir die wêreld. Sout wat genesing bring en sout wat rein maak, sout wat smaak bring in smaaklose situasies en lig in duisternis waar mense in hulle donkerste tye hoop nodig het. Dit is die impak en die invloed wat Jesus Christus wou gehad het ons moet hê. En dan is dit eintlik baie eenvoudig, want ons kan net gaan kyk na die voorbeeld van die mees impakvolste mens in die geskiedenis van die wêreld. Jesus Christus weet die hele wêreld van en die hele geskiedenis van. Ek meen die hele geskiedenis is rondom hom gebou en hy het die wêreld se geskiedenis en tyd in twee kom kloof, voor hom en na hom. En ons praat vandag nog daaroor 'n universele waarheid. Niemand kan ontken die invloed wat Jesus Christus kom maak het nie. En dan leer hy vir sy disippels en ons as sy disippels hoe om daai invloed te gaan uitleef. Op praktiese maniere leer hy vir ons kan dit met ons woorde doen, opbouend en liefdevol. Filippense 2 vers 15 sê vir ons, wees julle ligdraers in 'n korrupte en ontaarde wêreld. Hy gaan sê vir ons, wees julle die verskil. Hy leer vir ons in Galasiërs 6 en in Efesiërs 5, gee hy vir ons voorbeelde en spesifieke maniere van hoe ons invloed kan gaan leef. En dit is alles om God se koninkryk op aarde te laat kom. Maar as jy nou mooi daaroor dink, dit is om 'n positiewe impak in die wêreld rondom jou te maak. En ek is seker as almal van ons dit gaan doen, dan moet hierdie wêreld 'n beter plek wees. Ek dink ook dit was Jesus se bedoeling daarmee gewees. En dis hoekom ons dit so noukeurig wil navolg. Ons moet as gelowiges mekaar daarmee help. En daarom wil ek jou uitnooi om hierdie kode te scan wat nou op die skerm gaan verskyn. Want saam as geloofsgemeenskap kan ons die impak bepaal wat ons in ons gemeenskap het. En dit was nog altyd Jesus se plan om sy kerk te gebruik, om sy impak verder in die wêreld te laat strek.